God skep uit niks. Wanneer 'n mens in Hebreërs 11 vers 3 lees, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dis die woord van die Here. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. God se skepping is in die volste sin van die woord iets wat deur God ontstaan het en uit niks geskape is. God het net 'n woord gespreek. Dit is in hierdie sin dat ons praat van creatio ex nihilo. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wanneer ons in teologie dikwels praat van creatio ex nihilo, dis Latynse spreekwoord wat verwys van hierdie verbuisterende wondermagtigheid van God, sy skepingsdaad binne in die werk van sy skepping. Soos in Romeine 4 vers 17 lees ons, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. God kan net 'n woord spreek en dit staan. En dit is die wondermagtigheid van God in sy skepping. Heel aan die begin was dit mos net God, hy was van ewigheid af, daar was verder niks nie, en terloops niks is moeilik om voor te stel, aangesien ons altyd bewus is van iets. Maar nogtans kan 'n mens 'n sirkel teken met niks daarin nie, en dan die sirkel uitvee, dan is daar mos nou niks nie. Nou God se skepping was dus skepping in die volle sin van die woord. God skep uit niks. En in Genesis 1, dit is al die roumateriaal waarna hier verwys word, en dat God dit nou in harmonie tot stand gebring het. God se skepping kan dus in 2 fases ingedeel word, naamlik die totstandkoming van materie en die ordening en diferensiasie daarvan. Nou vanaf vers 2 in Genesis 1 vers 1 is daar nie meer sprake van creatio ex nihilo, God skep uit niks. Maar van Genesis 1 vers 2 af het ons slegs die ordening van die reeds bestaande materie. God het dus eerstens materie geskep en toe het God die materie begin orden en orde skep en sowel as diferensiasie. Daar is dus diegene wat meen dat vers 1 die oorspronklike skepping uitbeeld en dat vers 2 in 'n ander lig gesien moet word. Daar is ook ander vrae waarmee soms geworstel word, en dit is of die dae van die skepping as letterlike dae verstaan moet word, en dan is daar baie keer argumente vir en daarteen. Die uiteinde van die saak is baie duidelik, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit lees ons in die woord van die Here. Dit was aand en dit was môre die tweede dag. Dit was aand en dit was môre die derde dag, die 5de dag, die 6de dag, en dan uiteindelik, later lees ons in vers 31, en dit was aand en môre die 6de dag, en soos voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Daar is dus ook 'n rus in die 7de dag. En ons weet dat God is magtig, almagtig, en dat hy kan wondermagtig enige iets skape. God het nie tyd nodig soos u en ek om dinge te doen nie. As die Bybel sê, dit was aand en môre die eerste dag, dan is dit aand en môre die eerste dag. En dan is daar ook natuurlik sprake, wanneer ons na God se skepping gaan kyk, oor die vrae wat daar is, oor die feit, en ek weet dit mag nou vreemd klink,
Maar wanneer ons gaan kyk na wat sekere skeptici te sê het, dan is daar selfs mense wat twyfel in die werklike bestaan van die skepping. Die vraag word gevra: hoe weet ons dit wat ons rondom ons sien nie maar 'n illusie is van dinge wat nie werklik bestaan nie? Dan het jy filosowe soos Kant wat daarop wys dat die mens eintlik maar wat die mens waarneem binne in die mens vertolk word, en ons nie seker of die dinge werklik so lyk soos wat ons dink hulle lyk nie. En dan sal hulle byvoorbeeld dinge gebruik soos byvoorbeeld vat lig, en wanneer jy dit in golflengtes of verskillende golflengtes van lig bestudeer, en dan word dit deur die brein vertolk en dan sien jy die kleure. En so kan ons nou heen en weer praat oor baie dinge. Wanneer ons praat van God het geskep, dan het ons te doen hier met die historiese werklikheid. En dan bedoel ons dat daar werklik in die verlede 'n skepping deur God tot stand gekom het. God het werklik en letterlik dinge tot stand gebring, in ruimte en in tyd. Wanneer 'n mens Psalm 136 van naderby bestudeer, en ek wil baie graag net daar iets aanstip, net my Bybel daar oopmaak. Ek lees daar in Psalm 136: Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En so gaan die Psalm voort oor die heerlikheid en die grootheid en die goedheid van God. En hier kan ons baie duidelik waarneem, God het werklike en letterlike dinge tot stand gebring. En dat God se skepping is dan die rede waarom God geloof behoort te word. En dan is daar vele ander dinge wat God gedoen het. In die lig hiervan is Christene, kinders van God, absoluut oortuig dat die skepping is nie 'n illusie nie, van dinge soos wat ons by sekere filosowe moet hoor nie, maar dat God is die skepper God wat alles gemaak het. Wanneer 'n mens 'n teks onder oë neem, die ene in 1 Johannes, hoofstuk 1, vers 3, dis in die sendbrief van Johannes 1, vers 3, dan lees ons: wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En dan wil die apostel Johannes vir ons sê van die eerste vers af, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Verwysend hier na Jesus Christus en sy volheid en sy heerlikheid as die Seun van God. Die begrip historiese werklikheid word opgebou uit 2 woorde. Histories dui op tyd. God self is mos nie afhanklik van tyd nie. Sou 'n mens lees in 2 Petrus 3 vers 8, dan lees ons: maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. God is nie afhanklik van tyd nie. So wanneer ons praat van die skepping as 'n historiese werklikheid, dan verwys ons terug in tyd, dat daar was 'n tyd in die verlede, in die geskiedenis, in die historiese tyd daarvan, wat dui dat daar was 'n tyd in die verre verlede wat God geskep het.
want sy bestaan is tog buitekant tyd. God het tog tyd geskape. Tyd is 'n geskaapenheid van God. Ons lees dan in Openbaring 1 vers 8, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En hier kan u sien, ek is van die begin tot die einde toe, sê die Here, die Alfa en die Omega. Die Alfa is die eerste lettergreep in die Griekse alfabet, en Omega is die laaste woord in die Griekse alfabet. In ander woorde, alles wat jy kan sê, alles wat jy kan beskryf, alles wat bestaan, alles wat begrip kan vorm, ek was voor dit en ek sal ook na dit wees, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die skepping egter is tydgebonde, want dit bestaan nie van ewigheid af nie. Dit het dus 'n begin gehad. God het nooit 'n begin gehad nie. Daar was 'n tyd toe daar nie 'n skepping was nie. So, ek kan die woordjie gebruik, tydelikheid. Tydelikheid kenmerk die skepping en nie ewigheid nie. Daarom sal ons ook lees dat die skepping weer eendag tot niet gemaak sal word en dat God weer 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand sal bring. Ons lees nog baie duidelik in die geskrifte van Petrus in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is verbrand. Vers 12. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en vergaan, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. En selfs aan die einde van die Bybel in Openbaring 21 vers 5 word hierdie feit weer eens onder ons aandag gebring. Kyk, hy wat op die troon sit het gesê, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. So die Here God gaan weer 'n nuwe skepping daarstel. En in daardie nuwe skepping lees ons in vers 4 van Openbaring 21, God sal die trane van die oë afvee, daar sal geen dood meer wees, geen droefheid, geen geween, geen moeite, want die eerste dinge het verbygegaan en kyk, ek maak alles nuut. So die skepping is net tydelik en God kan weer herskep en as God ook so kies om dit te doen, vir ewig skep. En dan, as ons praat van 'n historiese werklikheid, as ons praat van histories, praat ons mos nou van die verlede, daar was 'n begin, God het nie 'n begin gehad, skepping het 'n begin gehad, maar dan praat ons ook van die woord werklikheid. Dit dui op realiteit, iets wat regtig bestaan en dus betroubaar is. Werklikheid is egter nie altyd tasbaar nie, ook nie altyd sigbaar nie. Dink byvoorbeeld aan lig en klank. Ons ken werklikheid, want met ons sintuie gebruik ons die hulp van ons sintuie om sekere dinge waar te neem. Ons kan met ons oor hoor, maar ons oor kan 'n radiogolf opvang. En so kan ons dit mos verstaan, dat ons hoor nou iets, al sien ons dit nie. Daar is dus werklikhede waarvan ons nie altyd bewus is nie, omdat ons waarneming beperk en ontoereikend is. Wanneer ons egter praat van 'n geskape werklikheid, verwys ons na dinge wat in ruimte en tyd bestaan. Dit is egter ook baie interessant, dat sekere werklikhede skynbaar slegs in tyd bestaan en nie noodwendig in ruimte nie. Ons dink hier aan kosmiese deeltjies wat die neutrino heet en sover ons kennis strek nie massa of lading het nie. Tog kan die beweging van die neutrino waargeneem word met behulp van spesiale apparate. Ruimte en tyd is egter nie absolute dinge nie, maar relatief. Hoe vinniger die mens beweeg, hoe stadiger gaan tyd verby. En teen die snelheid van lig gaan tyd so stadig om dat die mens amper nie ouer sal kan word nie. En die Bybel sê, God is lig.
Daar is maar net 'n paar eienaardighede van die geskape werklikheid om aan te toon dat die werklikheid wat God gemaak het nie staties en onveranderlik is nie. Ons weet vandag dat alles rondom ons, neem byvoorbeeld 'n tafel of 'n stoel, dat dit opgebou is uit letterlik triljoene vibrerende deeltjies. Ons noem dit atome. En dat atome weer op hulle beurt opgebou is uit subatomiese deeltjies. Hierdie deeltjies is in verskeie kombinasies georden om sekere voorwerpe te vorm. En dit is juis hierdie geordende struktuur van geskape werklikheid en werklikhede wat toon dat daar is 'n argitektoniese meesterplan agter dit alles. En ja, jy kon maar geraai het. Psalm 8 beskryf dit vir ons in soveel woorde. Ek maak my Bybel daar oop en lees vir jou daar. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het u sterkte gegrond en om u teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mense kind dat u hom besoek. Die verwondering van koning Dawid, wanneer hy dink dat God alles beplan het. Selfs nie net die skepping nie, maar ook die mens. Wanneer ons gaan kyk in die woord van die Here in Psalm 139, dan is hierdie verstommende woorde ons deel wanneer ons lees, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle almal opgeskrywe, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. En die wonder hiervan is, om te dink dat God het u en my geskape, God onderhou sy skepping, God het die aarde en die hemel geskape, waarbinne ons lewe. God is voorwaar die groot skepper. En daarom lees ons ook dat Dawid in Psalm 19, dat hy sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit. Die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en daar is niks verborge vir sy hitte nie. Ja, God het die hemel en die aarde geskape. En wanneer ons gaan lees in Jesaja hoofstuk 14, dan vind ons ook die wonder van waar die hemel is, in die uithoeke van die noorde van die hemelruim, van die ganse univers. Waar ons lees van vers 12, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, bedoelende in die univers. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. God het die hemel en die aarde geskape. Die hemel is sy woonplek,
en die aarde is die voetbank van sy voete. God het die skepping daar gestel. Dit is 'n historiese werklikheid. Dit is 'n geskape werklikheid. En toe het God die mens op die 6de dag geskape en die mens op die aarde geplaas om oor die aarde te heers en daaroor te reageer. En hy het hom gestel in die tuin van Eden, die tuin van God. Waarlik waar, hy is die skepper God. God het ons geskape. God het ons in sy skepping geplaas, maar hy self is die kosmies transcendente God. Dit wil dus sê, God is nie in sy skepping opgeneem en het deel geword van sy skepping en bestaan alleenlik nou binne in sy skepping. U moet onthou, God was van ewigheid en is tot ewigheid. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Voor dit was God, en wanneer God weer herskep en God ons in 'n nuwe bestel plaas, sal hy steeds God wees. En wat vir ons so kosbaar is, ons weet dat die aarde gaan soos 'n verslyte kleed daarmee heen. Dit sal soos 'n wegwerpende kleed voor die aangesig van die Here weggewerp word met al die sondes. Daarom gaan hy die aarde herskep en daarom gaan God die aarde nuut maak, sodat in die herskepping niks meer van die ou bestel agtergebly het, maar u en ek binne in 'n nuwe bestel saam met God. En dit is die belofte wat ons het, ook in Romeine hoofstuk 8, wanneer die Here vir ons hierdie wonderlike beloftes gee in sy woord, deur sy dienaar Paulus, wat vir ons vertel hoe hy uitkyk na hierdie nuwe skepping. En hy sê, ons weet in Romeine 8, dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Maar daarom sê hy, ek weet dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. U en ek is nou deel van die lydende skepping. Die sondeval van die mens het die skepping totaal verander. En daarom het God op sy skepping ook 'n vloek geplaas. Na die sondeval in Eden het God ook vir Adam en vir Eva gesê, vervloek is die aarde, Adam, om jou ontwil, en dit sal vir jou dorings en distels voortbring. En in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, en met moeite sal jy jou brood verdien. En daar is dus hierdie huld op die skepping, hierdie vloek wat geplaas is op hierdie skepping. Maar ons weet dat die skepping wag met reikhalsende verlange, dat God dit herskep. En die dag wanneer God dit herskep, en daar geen sonde meer sal wees, en ons in 'n totale nuwe bestel sal leef, en die boom van die lewe weer hier sal wees, en die lewende water, dan bevind ons in God se heerlike, wonderlike nuwe skepping. En dit is waarna ons uitkyk. Maar tot dan sal u en ek God dien, ook in hierdie skepping. O, mag die Here se naam geloof word. Baie dankie en totsiens.